Goeiedag, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Filippense 1 vers 1 tot 10, waar ons gaan fokus op ware Christelike geloofsgemeenskap of Christelike fellowship, die woord wat ons deesdae so lief is om te gebruik. Kom ons gaan luister saam na die woord van ons Here. In gebed saam. Almagtige God, Vader van ons Here, Jesus Christus, ja, is net in hom, die Seun, wat ons in aanbidding en in dankbaarheid voor U kan stil raak. Ja, U het alles geskep, asemteug vir asemteug, is genade, vanuit U liefdevolle hart vir elkeen van ons. En daarom, Vader, as ons stil raak om U rondom U woord te ontmoet, is dit met 'n diep ontzag. Ja, ons het eerbied vir U, die enigste ware God. Ons is in verwondering oor die skepping, maar ook oor die verlossing wat ons uit genade ontvang om Christus ontwil. Ja, Here, voor U alleen buig ons. Voor U alleen buig ons in aanbidding neer. Ons sondes, Vader, weet ons voor U bely. U ken ons liefdeloosheid. U weet hoe ons daagliks praat, hoe ons leef. Ja, selfs in ons binnekamer, dit wat ons van mekaar kan wegsteek, dit ken U, dit weet U. Vader, vergewe ons sondes om Christus ontwil. Is ook in Sy naam wat U gemeente U opsoek, by U voete kom sit, om deur U woord en deur U Gees geleer te word. Ja, kom, o Gees van God, kom vernuwe, kom verander, maak voller ons harte met die innige liefde van ons Here Jesus Christus, sodat ons hierdie liefde ook na mekaar toe kan uitleef. Dit bid ons in Sy naam alleen. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Filippense 1 vers 1 tot 10. Paulus se blydskapsbrief, Filippense 1 vers 1 tot 10. Paulus en Timotheus, diensknegte van Christus Jesus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners en diakens. Genade vir julle en vrede van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus. Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, altyd, in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met blydskap oor julle deelname aan die evangelie, van die eerste dag af tot nou. Jy is hiervan oortuig, dat hy, wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immers vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou, wat my gevangenskap, sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig, om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Tot sover ons skriflesing. Ons gaan fokus op hierdie woorde in vers 8, want God is my getuie, hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Dis die woord van die lewende God. Ja, kom ons buig in ons harte voor God en ons het ons sag vir sy woord, want dan is ons verseker van sy seën. Ons is lief om die Engelse woordjie fellowship te gebruik om na die geloofsgemeenskap onder gelowiges
te verwys, om dit te beskryf. En ek weet by die Bybelstudie het ons al baie keer gewonder, wat 'n mooi Afrikaanse woord kan daar wees vir die Engelse woordjie fellowship. Broederskap, dan gaan die susters ongelukkig wees. Geloofsgemeenskap, mooi woord. Ons het so pas bely, net nou het ons bely, ons glo in die gemeenskap van die heiliges. Ja, wat sou die regte woord wees om ons saam wees, maar ook ons een wees te kan verduidelik. Let wel, om saam wees en ons een wees. Om dit omvattend te verduidelik. Maar voor jy waag om 'n woord voor te stel, moet ons almal eers baie mooi verstaan wat egte geloofsgemeenskap, egte liefde vir mekaar beteken. Jy, toe ek die week hierdie gedeelte waarna ons geluister het, bestudeer het ek opnuut tot die besef gekom hoe ver ek persoonlik tekortskiet in my liefde vir die gereformeerde kerk, ontdekkers, vir jou, my broer, my suster. Want as die apostel skryf met watter gesindheid hy hierdie gemeente bid, as hy praat, hy hou hulle in hulle harte vas, dan sê hy, want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Wie my hart word skoonkoud. Want as ek vermoere, God as getuie moet inroep en hy's hier, en ek moet sê, maar dit is soos ek ontdekkers lief het, hoe ek elkeen van julle lief het, gaan hy vir my sê, Hendrik, jy praat nie, die waarheid nie. Want ek weet waaraan Hendrik somtyds dink, as hy aan van die lidmate dink, en wat hy lus voel om te doen. En dit is nie altyd die innige liefde van Christus wat dit beskryf nie. En as jy vanoggend God as getuie moet inroep, oor hoe jy jou broers en jou susters in jou hart dra, hoe jy oor hulle voel, kan jy met die vrymoedigheid van Paulus bely, ek het hulle met die innigheid van Christus Jesus intens lief. Moenie hardop antwoord nie, as jy dit spaar. Jy sien, ons gebrek aan liefde vir mekaar, daai op 'n groter probleem, 'n baie ernstiger probleem. Want ware fellowship, ware geloofsgemeenskap kan net gebeur as daar een waarheid is wat ons almal in gemeen het, wat ons almal saambind, nie vermoere nie, maar ook as ons weg van mekaar afgaan. Ons gemeenskap met mekaar word 'n heilige gemeenskap, as die Heilige Gees ons harte vul met die innigheid van Christus Jesus. Soveel so, dat ek saam met Paulus kan uitjubel, want vir my om te leef is Christus. Hy sê dit so mooi in vers 21 in hierdie selfde hoofstuk. Ware fellowship tussen gelowiges het een polslag. Net een. Nie kedoef nie. Christus. 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 Dan word dit 'n fellowship in Christus wat 'n ongekende vreugde in my hart wakker maak. Hierdie blydskap in Christus gaan dit vir my moontlik maak om my broers en my susters lief te hê. Maar dit gaan nie 'n blinde liefde wees nie. Ons weet wat beteken dit as ons sê die liefde is blind. Gewoonlik in 'n familie is daar nou 'n paartjies wat by mekaar maak en sê, die liefde is blind. Daarmee bedoel ons, hulle sien nie mekaar se swakhede raak nie. Nee. Ware blydskap in Christus, sy innige liefde wat my hart met 'n innigheid vul, maak nie my oë blind vir dit wat in jou hart en jou lewe verkeerd is nie. Ware liefde is nie blind nie. Christus liefde is nie blind nie. Jy sien, die gemeente in Filippi was deur die apostel Paulus en sy sendinggeselskap self daar geplant. Wonderlike dinge het met dit gebeur. Mense gaan lees, dis een van die mooiste hoofstukke, Handelinge 16. Daar lees ons van hoe Lydia, die purperverkoopster, hoe sy tot bekering kom en dit lei daartoe dat sy en haar hele huishouding word gedoop. Later lees ons van die tronkbewaarder,
wat ook hy en sy hele huishouding word gedoop, nadat Paulus hulle natuurlik in die tronk gegooi is en hulle voete in blokke gesit is, en hy die evangelie hoor en hy kom tot bekering. Ja, die lidmate in Filippi se geloof in Christus en hulle bereidheid om vir Paulus en sy sendinggeselskap te sorg, want ons weet Lydia het onmiddellik die sendinggeselskap in haar huis ingeneem. Dit het so 'n innige band tussen hulle gesmee, dat as die apostel jare later, as 'n gevangene in Rome aangehou word, hy steeds hierdie innige fellowship, hierdie geloofsgemeenskap beleef, met die heiliges in Filippi, al is hy in boeye, al is hy ver van hulle af, geniet hy nog hulle fellowship. Ware Christus gemeenskap of fellowship is baie meer as net om saam te eet of om saam die Bybel te bestudeer. Dis 'n baie belangrike deel daarvan, 'n uiters belangrike deel daarvan. Maar gelowiges se verbintenis in Christus, hulle in Christus wees, bind hulle ook aan mekaar. Al is ons nie eers by mekaar nie. Daarom kan ons in kerkverband wees met ander wat soos ons glo en bely. Hier, Amerika, Nieu-Seeland, Nederland, ons is een geloofsgemeenskap. Let fyn op, dat hierdie gedeelte waarna ons geluister het, grootliks 'n gebed is. Om saam met mekaar te bid, en om veral ook in ons binnekamers vir mekaar te bid, ons eenheid juist daar te beleef, is verseker die innigste gemeenskap, die intensste fellowship wat gelowiges kan geniet, maar is ook daar, waar ons 'n ongekende vreugde in ons hart kan hê. Ja, in gebed kan ons mekaar toevertrou en mekaar in God se hand sit. In gebed beleef ons hoe God ons gebede beantwoord as ons bid vir siekes, vir swakkes, en ons sien hoe die Gees harte en gesindhede verander. In gebed groei ons saam, ons ly saam, ons is saam bly, ons glo saam, ons hoop saam. Maar die heerlikste, in gebed geniet ek en jy elke dag, elke oomblik saam die innigheid van Christus. Ons kan dit saam geniet, elke dag. Dis hierdie innigheid wat 'n ongekende blydskap in ons harte vestig. Ware blydskap in Christus bind ons aan mekaar. As Christus se apostel in gevangenskap in Rome, deur die Heilige Gees aangespoor word om vir die gelowiges in Filippi te skryf hy: Ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, altyd, in elke gebed van my vir julle almal, bid ek met 'n blydskap oor julle deelname aan die evangelie. Ja, 'n diepe dankbaarheid oorweldig die apostel se hart met 'n ongekende vreugde. Hy is uit sy hart uit dankbaar omdat die gelowiges in Filippi hom nog altyd versorg. Ongeag waar hy hom op sy sendingreise bevind het, het hy gereeld 'n bydra, 'n versorging vir hom en sy sendinggeselskap van Filippi gekry, ook daar in die tronk in Rome. Maar daar was 'n dieper dankbaarheid in sy hart. Vanaf die eerste dag, waar die Heilige Gees vir Lydia en die tronkbewaarder en hulle huishoudings tot bekering gebring het. Hierdie Gees, die goeie nuus van Christus die gekruisigde, die Here wat opgestaan het, in hulle harte en in Filippi laat vlam vat. Dit het laat gaan, dit het hulle lewens verander, dit het hulle nuut gemaak, so totaal anders as die wêreld waarin hulle gebly het. Ja, die apostel beskryf hierdie liefde wat hulle vir hom het en wat hulle vir ander mense het om die evangelie na hulle toe uit te dra, beskryf hy met die innigheid van Christus. Die liefdevolle tederheid, die innigheid, waarmee die Vader die Seun
by die kruis laat uitkom het, om vir elkeen van ons sondes te sterf. Ja, dis die liefde waarmee gelowiges mekaar omhels. Want dis die liefde waarmee God ons omhels. Dis 'n allesgee liefde. En dis daai liefde wat sigbaar geword het in die gemeente van Filippi. Die evangelie het 'n krag geword in hulle midde. God se liefde, Christus se tederheid, sy innigheid. Kom ons kyk mekaar in die oë. Dis die liefde wat my aan jou bind en vir jou aan my en ons aan mekaar. Daar's geen ander liefde goed genoeg as hierdie liefde nie. Dis hoekom ons hier met ons eie bagasie stikkend, ons ken mekaar se sondes. Somstyds huil ons saam, somstyds word ons saam kwaad vir mekaar se sondes, maar die een waarheid wat ons saambind, die innigheid van Christus aan die kruis. Ons het dit so bitter nodig, elkeen van ons. Dis die liefde wat ons onder alle omstandighede 'n ongekende blydskap in ons harte gee. Al huil ons, al hou ons net vas, hoop ons, glo ons en het ons net weer lief. Dis die liefde wat die apostel laat skryf. Want God is my getuie hoe ek met die innigheid van Christus Jesus intens na julle almal verlang. Dis die enigste liefde wat ware geloofsgemeenskap, ware gemeenskap met die heiliges, ware fellowship beskryf. Snap jy wat ons bely elke Sondag as ek sê ek glo in die gemeenskap van die heiliges? Dis die liefde waarvan ons saam bely. Elke Sondag as ons dit bely. Natuurlik sny hierdie waarheid soos 'n tweesnydende swaard deur ons harte. Dit bring skeiding tussen siel en gees, tussen gewrig en murg. Want dit sit ons harte, ons liefde vir mekaar, hoe ons partykeer dink oor mekaar, hoe ons soms praat oor mekaar, sit dit op die tafel neer, ons is kaal en ons is naak, vir almal om te sien. As die Gees my eie hart aan my wys, wat soms so kwaad kan raak vir my medebroer en suster, wat soms sulke verkeerde gedagtes oor hulle kan koester, wat soms so liefdeloos kan optree teenoor my broer en my suster. Moet ons nie maar elkeen bely, o God, wees ook hier, my sondaar, genadig. As God vanmôre hier as getuie is, het ons mekaar so lief met die innigheid wat daar in Christus is? Is nie die groot rede hoekom ons sukkel om vir mekaar lief te wees, is omdat die blydskap wat net die innigheid van Christus in ons harte kan vestig en in ons harte ontbreek. Paulus se brief aan die gemeente van Filippi staan dan ook bekend as sy blydskapsbrief. Stel jou voor hoe Paulus sit iewers in 'n tronk of in 'n gevangene, dalk is sy hande geboei, dalk het hy vandag nog die kos gekry wat die Christene nie vir hom gebring het nie. Maar tog skryf hy 'n brief wat oorloop van, wat drup van, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ja, om in die moeilikste omstandighede blydskap in sy hart te hê, wat bo alle omstandighede kon uitstyg, kon net gebeur. Omdat sy hart vol was van die innigheid van Christus. Maar hy sê ook hier is omdat sy hart en sy oë gefestig was op die dag van Christus. Die dag wat ons sy innige liefde volmaak gaan ken en beleef. Die innigheid van Christus het 'n innigheid in sy hart gefestig, innigheid vir sy broers en susters, maar ook 'n innigheid met elkeen wat sy pad gekruis het. As 'n tronkbewaarder voor sy tronk se sel deur was, my maat voor die son opkom volgende oggend het hy die evangelie gehoor. Van die gekruisigde Jesus
die Here wat opgestaan het. Ja, die belangrikste teken dat die Gees die innigheid van Christus in jou hart ingedruppel het, is dat ek begin lief word vir God se stikkende kindertjies, saam met wie ek in 'n gemeente is. Ek huil saam met hulle, ek lag saam met hulle, hulle vergewe my, ek vergewe hulle. Maar ons groot vreugde is Christus se liefde, sy innigheid vir elkeen van ons. En dan natuurlik ook broers en susters in hulle binnekamers hierdie gemeenskap kan beleef in hulle gebede vir mekaar. Daarom skryf die apostel Johannes, ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons broers lief het. Jesus het ons ook tog geleer, dat ons liefde vir mekaar gaan wys, dat hy ons lief het met 'n liefde, soos sy liefde, sy innigheid en sy teerderheid, soos ons dit sien aan die kruis. My broer, my suster, natuurlik, maak ons liefde vir mekaar, ons nie blind vir mekaar nie. Ja, die samelewing waarin ons bly, wil dit in ons harte inforceer dat die liefde blind is, dat liefde geen sonde en sondegebrokenheid mag of moet raak sien, en ons mag dit ook nie op die naam noem nie, want vat ek jou hof toe. Dat liefde maak dat ons mekaar, dat ons maar moet toekyk, hoe my broer en my suster onbekeerd met hulle sondes voortgaan, en ek mag niks sê nie. My broer, dit skyn heilige liefde, dit is eintlik liefdeloos. As die apostel met 'n ongekende blydskap in sy hart vir God dankie sê vir 'n innige liefde wat hom in die gelowiges in Filippi bid hy. Ek bid juis dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in kennis en insig om die dinge wat saak maak te kan onderskei, sodat julle met die oog op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik kan wees, gevul met die vrug van geregtigheid, deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Ja, die apostel bid dat die eenigheid van Christus in die harte van die lidmate in die gemeente van Filippi sal toeneem. Die woordjie wat ons vertaal met toeneem, beteken dit moet voller word, tot oorvol, tot oorlopensvol toe. Hoe kan my hart voller word met die liefde van Christus? Hy moet in 2 dinge voller word. In kennis en insig, en dan natuurlik om die dinge wat saak maak te kan onderskei. In die eerste plek moet hulle oorvol word in kennis en insig. Ja, die wyse Salomo het ons geleer dat ontzag vir die Here, of die ou Afrikaanse vertaling pak, vrees vir die Here, is die begin van kennis. Om ontzag vir God te hê, beteken, ek het ontzag vir sy woord. Ek is lief vir sy woord. Ek ken sy woord. Ek doen moeite om meer en meer van sy woord te ken en my groei en my ken daarvan. Ons geniet fellowship wanneer ons vir mekaar kan bid, dat ons elkeen in ons ontzag vir God se woord en in ons ken van God se woord kan toeneem, kan voller word, maar veral dan ook dat die Gees ons sal lei in die waarheid van die woord. Die waarheid wat ons altyd sal uitbring by 'n innige saamwees en een wees met Christus, die gekruisigde. Dink net wat dit in ons gemeente kan doen, as ons so kan groei in hierdie liefde vir mekaar. As ons elke dag in gemeenskap is met mekaar, omdat ons vir mekaar bid, dat ons elkeen sal groei in ons ken en insig van Christus. Bid dat ons oorvol sal word in ons kennis en insig vir God se woord, oorvol sal word met die innigheid van Christus en die vreugde wat dit in ons harte inbring. In die tweede plek moet ons ook toeneem om die dinge wat saak maak te onderskei. Ja, Salomo het vir God gevra
om die gawe te gee om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Want hy het geweet, hy sê dit so mooi in die Spreuke skrywer, meer as een keer, daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie van die dood. Jy sien, om te onderskei, is nie om die verskil tussen wit en swart uit te wys nie. 'n Dwaas kan dit ook doen. Om te onderskei beteken om die verskil tussen wit en amper wit te kan uitwys. Om tussen reg en amper reg te onderskei. En dit maak my nie judgmental nie, want dis wat die wêreld ons wil leer. Dis waarvan hulle ons wil beskuldig. Ek is verkramp, ek is judgmental, omdat ek vir jou wys op dit wat verkeerd is in die lig van God se woord. My broer, my suster, kom ons sê dit eerlik vir mekaar vanmôre. Nie almal of alles wat in die naam van Jesus na jou toe aankom en sy naam op hulle lippe neem, kom van God af nie. Ons moet elke woord en elke gedagte vasvang en toets in die lig van die woord. Wanneer ons dan in die lig van die Bybel onderskei het wat reg en goed vir God is en wat nie, dan moet ons daarin vasstaan. Vasstaan in die waarheid. En dan moet ons onbeskaamd in hierdie waarheid volhard. Dan het ek onderskei of onderskeid getref. En natuurlik, om te kan onderskei is 'n Godgegewe gawe. Maar hy doen dit waar sy gemeente bidtend besig is om kennis en insig op te doen in God se woord. As iemand my iets leer, of as die hoofstroom van ons samelewing ons wil wegvoer van dit wat nog altyd reg was, kan ons bidtend na die Bybel gaan en die maatlyne tussen wat reg is en wat verkeerd is, kan ons dan daarmee gaan trek in die lig van God se woord. Dis een van die tragiesste dinge van ons dag en tyd is dit so mense sit vandag binne die kerk en hulle het sterk opinies wat maar net so saam met die stroom van die samelewing gaan. Maar hulle lees nie eers daagliks bidtend hulle Bybels nie. Hierdie week het ons dominees vir mekaar gevra, ek wonder wat sal die antwoord wees? Ek sê dit met groot nederigheid. As ek een Sondag vir my lidmate moet vra, steek gou julle hande op. Wie lees elke dag hulle Bybel, maar intens om insig en kennis te kry en doen dit bidtend? Julle hoef nie. Maar natuurlik ook, ons roep God as getuie in. Dan gaan ons geskok wees. Wanneer ons so saam met mekaar en vir mekaar kan bid, vloei die liefde van Christus, wat die Gees in ons harte uitstort, deur ons harte ook uit na mekaar toe. So word ons elkeen ook voller en voller van die vrug van die geregtigheid van Christus. Verskriklike groot woorde wat Paulus hier gebruik, maar dit kom daar, dat die evangelie, die krag van die evangelie begin my vernuwe, al hoe meer en meer na die beeld van Christus. Romeine 8. Die innigheid van Christus en die werksaamheid van die Gees in ons harte het altyd een doel. God het altyd een doel met Christus in die evangelie. Alles tot eer van God alleen. Die evangelie gaan nie oor my nie. Dit gaan om die eer van God. Want dan het God sy doel in Christus en deur sy Gees in my in 'n gemeente bereik, wanneer ons God se eer altyd, maar altyd eerste stel en wanneer ons hom verheerlik. Want so groei ons dan ook saam in die heerlike hoop wat Christus se liefde in ons harte vestig. Ja, Paulus beskryf dit met die oog op die dag van Christus, waar ons innerlik suiwer en onberisplik kan wees. Jy sien, wanneer ons deur die Gees in Christus geplant is en in hom groei in kennis en insig en vermoë om te kan onderskei, beer ons almal saam met vreugde vorentoe na die dag wat Jesus op die wolke kom. Maar ons vat mekaar ook by die hand
Omdat dit vir ons elkeen belangrik is. Paulus beskryf dit so mooi in 2 Korintiërs 11 soos 'n pa wat sy dogter heilig vir haar bruidegom wil gee. Dan raak dit vir ons elkeen belangrik dat ons almal so mooi in Christus, gereinig deur die Gees, by Christus sal uitkom en hom sal inwag. Waar die Gees die innigheid van Christus in haar hart vestig, geniet die gelowige 'n ongekende vreugde. En dis hierdie vreugde wat ons saambind in 'n gemeensaamheid. 'n fellowship wat die wêreld nie ken nie. Dit kan nie buite die kerk beleef word nie. Dis 'n fellowship wat daarna smag dat elke broer en suster van my nie net hierdie innigheid van Christus en die vreugde wat dit in jou hart bring sal ken nie, maar dat ons almal hierin sal groei en sal toeneem in die lig van die Bybel, dat ons daarvan voller en voller sal word, soveel so, dat ons almal saam kan onderskei tussen wat reg en wat verkeerd is, en dat ons juist saam hierin ook in ons vreugde kan groei. Dis 'n fellowship wat een liefde in hulle harte het. Daarom het hulle een begeerte en het hulle een hoop, dat God verheerlik moet word. En dat ons as bruidskerk van Christus mooi sal wees as ons Here kom. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons harte smag daarna, ons harte roep daarna, dat U self deur die Gees sal kom en hierdie innigheid van Christus aan ons harte sal vestig. Here, U weet hoe elke hart vanmôre hier sit. En ons bid, Vader, kom deur die Gees. Bind ons saam, verenig ons saam met die innige liefde van ons Here en ons Verlosser. Maak U ons vreugde in Christus net meer en meer. Vestig in ons harte 'n liefde vir U woord. En Here, gee in ons die vermoë om duidelik te kan onderskei tussen wat reg is en wat verkeerd is. Dit bid ons alles, omdat ons elkeen van harte bely, ons het Jesus innig lief, en ons hoop en ons geloof is op Hom alleen gerig. Amen.